Ek wil aangaan vanmôre om 'n bietjie te praat oor daardie profetiese inhoud van die Bybel. Ons het gesien hoe belangrik die profetiese skrif is en dat die grootste gedeelte van die Bybel bestaan juis uit profetiese woord en natuurlik die vervulling daarvan. En ons het gesien dat die profetiese woord is daardie lig wat ons het in 'n duister wêreld, want vir ons is die toekoms nie duister nie, want God het deur die profetiese woord vir ons baie duidelik gewys wat in die toekoms gaan gebeur. Ons moet net studente wees van hierdie profetiese woord, is baie belangrik. En daarom is dit belangrik as ons gaan kyk na die boek Openbaring, wat ek laasweek het vir u genoem. Sê die Bybel in Openbaring 1 vers 3, geseënd is die een wat die profesie, wat dit lees, wat dit verstaan, wat dit in sy hart bewaar. You are supremely blessed, halleluja, as jy evangelie hoor rondom eskatologie, ook in die eindtyd wat gebeur, want die Openbaring boek is 'n groot profetiese boek, en ek dank die Here dat ons gaan kyk na profetiese inhoud van hierdie Bybel. Ek wil vanmôre 'n bietjie stil staan om 'n bietjie te praat oor die vervulling van profesie rondom Jesus Christus. Baie belangrik dat ons daarna gaan kyk. Ek het laasweek vir julle genoem, as ons gaan kyk en ek het met julle gepraat oor die wet van saamgestelde waarskynlikhede. En ons hierdie wet kan toepas ook met betrekking tot profesie. Dit wat geprofeteer is oor Jesus Christus van 1000 jaar voor Christus tot omtrent so 500 jaar voor Christus, is daar soveel profesie. Ons het gekyk dat daar minstens 25 profesie is met betrekking tot Jesus se verraad, sy verhoor, sy dood en sy begrafnis. Nie minder as 25 verskillende profesie net oor daai gebeure en hoe dit in een persoon vervul is in 24 uur tydperk. Nou as ons die wet van saamgestelde waarskynlikhede gaan toepas hier, wat is die kans volgens hierdie wet dat dit sou plaasgevind het? 1 uit 33.554.432. Dis die kans wat hierdie wet dit gee om in vervulling te kon tree. My vraag is, het dit in vervulling getree? Amen. Dit het in vervulling getree, net soos wat die profete gesê het. Is dit nie 'n duidelike bewys dat die woord van God is die waarheid? Hierdie evangelie, en ons weet daar's omtrent 109 profesieë in die Bybel, wat letterlik in vervulling getree het met die feesording van Jesus Christus, 119. Kom ons vat nou 'n bietjie die wet van saamgestelde waarskynlikhede. 1 uit miljarde kans wat dit gehad het om in vervulling te tree. En dit het letterlik al 109 het letterlik in vervulling getree. Daarom is die profetiese aspek van die Bybel die grootste bewys wat ons kan gee dat die woord van God die waarheid is. Ek wil aangaan vanmôre. Ek wil met u deel 'n bietjie oor hierdie 25 profetiese woorde wat in vervulling gekom het. Jy sien, want ek vat hier na die Emmausgangers toe, en jy nog die Emmausgangers onthou. Disippels wat geloop het van Jerusalem uit, nadat Jesus Christus verhoor is, verraad wat plaasgevind het, verhoor is, hy doodgemaak is, en hy begrawe is. Nou stap hierdie twee Emmausgangers van Jerusalem, en hulle gaan daar na Emmaus toe, disippels van die Here Jesus. En wat doen Jesus? Hy sluit by hulle aan. Skielik is Jesus daar, want wat het gebeur? Jesus het opgestaan en die dood uit, soos geprofeteer is. Jy sien in die argument wat Jesus gebruik het om daardie twee bedroefde disippels, hoekom is hulle bedroef? Want hulle het nou pas gehoor dat Jesus se liggaam is nie in die graf nie. Hulle weet nie waar sy liggaam nie, iemand het sy liggaam kom haal. Is wat hulle gedink het. Jy sien, en nou kom Jesus en hy oortuig hulle dat die Messias, wie eintlik Christus is wat daar by hulle staan, hy het hom beroep op profesie om vir hulle te verduidelik wat in die laaste tyd gebeur het. Voordat hulle kon verstaan. Want hierdie Emmausgangers het nie die profetiese woord verstaan nie. Net soos die disippels, alhoewel Jesus vir hulle gesê het, hy gaan opstaan uit die dode. Toe dit gebeur het, kon hulle verstaan wat gaan aan nie. Waar is sy liggaam dan? Wie sy liggaam kom vat? En ek wil ons moet gaan kyk, wat doen Jesus? Lukas gee vir ons 'n beskrywing. In Lukas 24 vers 27. En wat het Jesus gedoen? Terwyl hy by hulle aangesluit het en saam met hulle gestap het, het hy begin van waar af? Van Moses af en al die profete en natuurlik die psalms af. En vir hulle uitgelê in al die skrifte die
dinge wat op hom betrekking het, veral met betrekking tot die laaste paar dae wat gebeur het in Jerusalem en Israel. Dis wat Jesus doen. Jy sien, dit sou uiters interessante leesstof gewees het. Jy sien, en baie nuttig vir ons as ons nou gaan kyk en as ons net in Lukas se evangelie 'n volledige verslag kon gehad het van daardie middagse gesprek wat Jesus met daardie Emmausgangers gehad het. Jy sien, Lukas kom en hy gee nou nie vir ons nou presies detail wat se skrifte het Jesus aangehaal vanuit Moses, die wet, natuurlik die profete en die psalms nie. Hy sê dit nie. Maar ons weet net dat Jesus het vir hulle die profetiese woord uitgelê om te bewys dat hy die Messias is en dat hy opgestaan het uit die dode. Jy sien, die 2 disippels wat nou daar op pad Emmaus toe was vertroud met die dinge wat natuurlik die vorige week gebeur het met sy arrestasie, met sy verhoor, met sy dood en sy kruisiging en natuurlik is hulle nou baie bekommerd oor waar is Jesus se liggaam. Want onthou die vrouens was eers daar by die graf en toe het hulle nou nie vir Jesus daar gekry nie. Maar ek dink is interessant as 'n mens dalk nou net so 'n blik kan kry oor wat het Jesus eintlik vir hulle gesê uit die Ou Testament. Ek dink ek wil vanmôre vir julle so 'n bietjie van daai 25 profeseë wil ek vir julle voorhou en dit is. Kom ons gaan kyk 'n bietjie of hierdie Bybel wat ek het hier. Ons gaan kyk of dit die waarheid is. Van hierdie 25 profeseë. Wil ek hê ons moet bietjie gaan kyk. Wat is dit moontlik wat Jesus vir hulle kom gesê het terwyl hy daar saam met hulle gestap het op pad na Emmaus toe? Ek glo en ek dink hy het hulle herinner daaraan dat die profeet gesê het dat die Messias gaan verkoop word vir hoeveel silwerstukke? 30 silwerstukke. Is dit nie geprofeteer nie dat Jesus verkoop gaan word vir 30 silwerstukke? En ons sê dat dit het toe gebeur, want dit was so. So, wat doen Jesus? Dit wat letterlik gebeur het, vat hy hierdie Emmausgangers terug na profeseë om vir hulle te wys dat dit net so in vervulling getree het. Vat in Sagaria 11 vers 12. Luister, Sagaria, waar kom hy in die prentjie? So plus minus 'n bietjie meer as 500 jaar voor Christus het Sagaria hierdie dinge geprofeteer. As ons kyk na die vereistes van 'n profesie, daai 5 vereistes. 'n Profesie moet deur 'n profeet gegee word en dan moet daar 'n bietjie tydperk plaasvind tussen die vervulling van die profesie en wanneer hierdie profeet dit profeteer. Luister, 500 jaar, ek dink is genoeg. Ek dink is genoeg tyd. Amen. Miskien is 500 jaar, meer as 500 jaar. Sagaria 11 vers 12, kom Sagaria. Daarop sê ek vir hulle, as dit goed is in julle oë, gee dan my loon, en so nie, laat dit dan staan. Toe het hulle my loon afgeweeg. Hoeveel? 30 silwerstukke. Waarvoor Jesus? Dit is die prys wat hulle op Jesus gesit het. Dis die loon wat hulle, die Judas Iskariot gegee het. En ek dink Jesus het hulle gevat na 'n profesie wat sê, hy gaan, dis sy vriend wat hom gaan verraai. Want wie het hom verraai? Judas Iskariot. Nou kom die psalmdigter in Psalm 41 vers 10. Hy sê, selfs die man wat my in vrede lewe, op wie ek vertrou het, wat my brood eet, het die hakskeen teen my opgelig. Wie het hom verraai? Judas Iskariot het saam met hom die hand in die skottel gesit en brood geëet saam met Jesus Christus. Hierdie is vervulde profesie, my broer en sussie. So Jesus herinner hulle net, en wys vir hulle, luister, hierdie is profesie wat in vervulling getree het. En wat sê hy? En die profete het gesê, wat gaan die disippels doen? Hulle gaan hom verlaat. Toe Jesus gevange geneem is, wat het die disippels gedoen? Hulle het pad gevat. Ou Petrus het hier agter die kar agteraan geloop. Onthou wat gebeur het. Is dit geprofeteer? Ja, Sagaria het geprofeteer. In Sagaria 13 vers 7. Ontwaak, o swaard, teen my herder en teen die man wat my metgesel is. Spreek die Here van die weerskare. Slaan die herder sodat die skape verstrooi word. Die disippels was op daardie stadium die skape. En hulle is verstrooi gewees, hulle het gevlug. En ek sal my hand weer uitstrek oor die geringes. Wat het die profete geprofeteer wat in vervulling gekom het, wat ek glo Jesus hulle herinner het aan, dat deur valse getuienis was Christus natuurlik verhoor. Valse getuienis het opgestaan teen Jesus Christus. Is dit geprofeteer? Ja, Psalm 35 vers 11. Kwaadwillige getuienis staan op, wat ek nie weet nie, vra hulle vir my. Geprofeteer. Wat is geprofeteer? Dat hy stom gaan wees voor die beskuldigers. En dat hy nie sy mond gaan oopmaak nie.
Is dit geprofeteer? Ja, Jesaja het dit geprofeteer. Honderde, duisende jare voordat dit gebeur het. In Jesaja 53 vers 7. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was. En hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word. En soos 'n skaap wat stom is oor sy skeerdes, ja, het hy sy mond nie oopgemaak nie. En hulle was verbaas dat Jesus niks gesê het nie, selfs toe hulle valse beskuldigings teen hom ingebring het. Hierdie dinge is geprofeteer, dit het in vervulling getree, net soos wat die profeet Jesaja dit geprofeteer is. Wat is geprofeteer rondom Jesus se dood, dat hy gegeesel gaan word? Tuurlik, net voordat hy gekruisig was. Wat sê Jesaja 50 vers 6? Ek het my rug gegee vir die wat my slaan, en my wange vir die wat die hare uitpluk, tuurlik sy baard. My aangesig het ek nie verberg vir smaadhede en bespiewing. Geprofeteer, is letterlik hoe dit gebeur het, hoe sy rug ook gekloof het. Wat is geprofeteer deur die profete dat sy klere verdeel gaan word? Het dit gebeur? Natuurlik. Wie het geprofeteer? Kom ons gaan kyk. Psalm 22 vers 18 en 19. Al my beenderre kan ek tel. Kyk. Hulle sien my welgevalle op my neer. Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. Hierdie dinge het letterlik in vervulling getree soos die profete dit geprofeteer het. Luister, deur sy vyande bespot sou word. Psalm 22 vers 7 en 9. Maar ek is 'n wurm en geen man nie. 'n smaad van die mense en verag deur die volk. Almal wat my sien, spot met my. Geprofeteer. Hulle het Jesus gespot terwyl hy aan die kruis uitgehang het. Hulle steek die lip uit, hulle skud die hoof en sê, laat dit aan die Here oor. Laat hy hom red, laat hy hom bevry. Hy het ons behaag in hom. Dis wat hulle gesê het by sy kruisdood. Wat is geprofeteer? Gee vir die van hierdie 25 profesie, ek glo dis wat Jesus vir hierdie Emmausgangers gesê, dat gal en spys vir hom gegee gaan word om te drink. Het dit gebeur? Natuurlik het dit gebeur. Wie het dit geprofeteer? Psalm 69 vers 22. En hulle het aan my gal gegee as my spys, en vir my dors het hulle my asyn laat drink. Dit is letterlik gebeur toe Jesus gekruisig was, my broer en suster. Wat is geprofeteer dat nie een been van sy liggaam gebreek sou word nie? Want dit is die algemene ding wat hulle gedoen het. Want as jy nog geleef het in die middag, dan het hulle jou bene gebreek. Hoekom het jy jou bene gebreek? Dat jy nie kan steun en nog, dan sterf jy baie gou in die longeval nie asem nie suurstof. Wat sê Psalm 34 vers 21? Hy bewaar al sy bene, nie een daarvan word gebreek nie. Net so het hulle nie een been van Jesus gebreek nie, alhoewel dit die algemene praktyk was. Want hierdie dinge is geprofeteer. God is geen mens wat sal lieg. Iets sal sê en dit nie laat gebeur nie. Die Bybel is die waarheid, daar is geen twyfel nie. Wat sê die profete? Wat het hulle geprofeteer? Honderde jare voor dit gebeur het, dat hy saam met boosdoeners gaan sterf aan die kruis. Jesaja profeteer het in Jesaja 53 vers 12. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes en die magtiges sal hy buit verdeel. Omdat hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedraai het en vir die oortreders gebid het Jesus saam met twee oortreders aan die kruis uitgegaan. Hierdie een aan sy linkerkant en die een aan sy regterkant. Hierdie dinge is geprofeteer honderde jare voordat dit gebeur het met Jesus. Hierdie profesie is die waarheid, die woord van God is die waarheid, laat mense nog nie in die Bybel glo nie, dis vir my verbaasend. Wat is geprofeteer? Dat die prys van sy verraad gebruik gaan word om 'n pottebakkerslaan te koop. Dis geprofeteer. Het dit gebeur? Ja, Jesus kom en hy herinner hierdie Emmausgangers aan hierdie profetiese woord. Want Sagaria 11:13 weer kom en sê, hierop sê die Here vir my, gooi dit vir die pottebakker, die heerlike prys waarmee ek deur hulle gewaardeer is. En ek het die 30 silwerstukke geneem en dit in die huis van die Here vir die pottebakker gegooi. Profeteer. Presies gebeur soos wat dit geprofeteer is. Dat hy in 'n ryk man se graf begrawe gaan word, is geprofeteer deur Jesaja. Was dit so? Amen.
presies so in vervulling getree. Jesaja 53 vers 9. En hulle het hom sy graf by die goddelose gegee, en by 'n ryke was hy in die dood. Dis die ryke se graf gewees, omdat hy geen onreg gedoen het nie, en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Jy sien, dis van hierdie profesie, maar Jesus het ongetwyfeld nie opgehou nie. Hy het seker verlykings ook getref in die Ou Testament. En wat is van hulle? Christus het hulle herinner, my broer en suster, luister, dat God het wat vir Abraham gesê, wat moes hy doen? Met sy seun Isak. Hy moes hom offer. Jy sien, want dit is wat Christus nou kom doen. Verder, om hierdie Emmausganger die totale prentjie te skets. Daai portret dat hy die Christus is, die Messias, want hulle is die bewus daarvan dieselfde terwyl hy saam met hulle loop. Want dit was 'n redelike stap gewees. Luister, van Jerusalem tot by Emmaus was 6 myl gewees. En hulle het nie motorfiets en daai goeders gehad, dis het gestap. Ferraris gehad op die rondgeloop. So Jesus het 'n bietjie tyd gehad om vir hulle daai portret te skilder dat hy die Messias is, daai profetiese portret skilder hy vir hulle. En ek dink hulle het al meer begin sien dat die profetiese woord besig om vervulling te kom. Jy sê, maar wat doen hy? Ek glo hy vat hulle toe na Genesis 22 vers 7 en 8, waar God vir Abraham gesê het, luister, met jou seun offer. Maar wat sê die Bybel? God het sy seun gespaar, maar hy het sy eie seun nie gespaar nie. God het Abraham se seun Isak gespaar, maar nie sy eie seun. Sy eie seun moes sterf aan die kruis. En dan gaan kyk ons na die doop van die Here Jesus Christus. En wat was die doop van Jesus Christus, julle? Want Johannes het gedoop met wat? Die doop van bekering. Hoe het Jesus hom bekeer? Nee, Jesus se doop. Hy sê, luister, ek het 'n doop waarmee ek gedoop moet word en hoe benauwd word ek nie. Wat is dit? Dis 'n letterlike doop, want God het hom nie gespaar nie. Selfs toe hy in Getsemane gebid het en sê, Vader, asseblief laat hierdie beker by my verbygaan. Hy het 'n benoudheid gehad, want sy sweet soos bloeddruppels op die aarde geval. Maar God het hom nie gespaar nie. Hoekom het God hom nie gespaar nie? Wat dink jy? Want God het jou gedagte gehad. Jy sien, want as Jesus nie die prys betaal het nie, sou ek en jy die prys betaal het, wat die hel is. Wat die wraak van God is. En die wraak van God kom op Jesus Christus. En God sê, ek gaan jou nie spaar nie. Want as 'n nakrus, wat vir my wag, ek en nie, is deel van my nakrus, het jy Jesus aangeneem. As jou redder verlos en die saal gemaak het. Is jy deel van die nakrus, halleluja. Wat ook nou 'n seun en 'n dogter van die lewende God is. Ek dank God, halleluja, dat hy nie sy seun gespaar het nie. Maar Jesus het gesê, Vader, nogtans nie u wil nie. Ag, nie my wil nie. Maar wat? Dat u wil. Dat is God se wil. Nie soos Isak. Dis was God se wil om nie sy seun te spaar. Want as ek en jy nie vandag hier gesit het, het ek en jy nie ewige lewe nie. Is ons name nie opgeteken in die boek van die lewe nie. Kon ons nie 'n verhouding met God wees nie. Kon ons nie vir hom gesê, Abba Vader nie. Die gees van aanneming, halleluja. Kan ek en u vir God sê, Abba, my hemelse Papa. Toe kom hy toe vestig hy, ek glo, die aandag op die Pasga, die derde Pasga wat Jesus saam met sy disippels geëet het. Maar ek dink hy vat hulle toe terug na die Pasga, die instelling van die Pasga, daar die eerste van die maand, op die 14de daai aand. Hoe sê julle met die Pasga vier? Hoe het hulle die vleis gaar gemaak? Hulle het gebraai, julle geweet, dit was 'n spitbraai gewees. Ja, regtig. Regtig, maar ek gaan vandag vir julle iets oorbreek, julle, is 'n fantastiese vergelyking. Daai paaslam was op 'n spitbraai gesit. God het gesê, jy moet dit braai. Met 'n doel. Want die spit, hoe die spit gelyk, daar was 2 spitte. As hulle die lam gevat het en oopgetrek het, was een spit hier deur die skouers en die ander spit was in die lengte van die lam gewees. Nou dink ek, kyk 'n bietjie hierna, ek vat nie hierna toe, want Christus het hulle gevat soen toe. Daar sal jy sien, dis letterlik die Pasga wat hulle gevier het. Daar sal jy sien
is die laar wat oopgevou is en die een spit gaan deur die skouers en die ander een deur die lengte, dan vat ek hier en ek tel dit regop en ek wil vir julle wys vanmôre. Die simboliek waarvan sê die Pasga? Jesus Christus as lam. Daar kan jy die spit sien van Jesus Christus. Net soos die lam, my broer en suster, daai twee spit was in die vorm van 'n kruis gewees. Want dit het eintlik verwys na Jesus Christus, wat as Nuwe Testamentiese paaslam ook aan die spit vasgemaak is. Kruis. Christus gesterf het, dis geprofeteer dat Jesus so sou sterf. Maar die aanvanklike Pasga, my broers, as jy Christus nie hierin sien nie, dan mis jy die woord van God. Ou Testament is vol van Jesus Christus. Dank die Here vir 'n Nuwe Testamentiese Paaslam. Paulus praat in Hebreërs 5:6 en 7 van hierdie Paaslam. Nuwe Pasga, 'n nuwe Paaslam, 'n nuwe Paasmaaltyd en fees wat ons vier. Dit doen ons vanmôre. As ons daai fees van Christus eet en sy bloed drink, herinner dit ons aan Jesus Christus, ons Paaslam. Halleluja. En dan kan ons terugkyk na die aanvanklike instelling van die Pasga, daai 14de van die eerste maand teen die aand. Dit verwys na Jesus Christus se kruisdood. Dank die Here met Christus en Jesus Christus. Jy sien, ek dink Christus vat hulle toe weer, en ons suster, na daai gedeelte wat Jesus self gesê het in Johannes 12 vers 32, hy sê vir hulle, luister hierso, ek wil julle net daaraan herinner. Hy sê, as ek opgehef word, wat gaan ek doen? Gaan ek al die mense na my toe trek? Was Jesus opgehef? Dit was hy opgehef. Halleluja. En as God jy nie trek nie, my broers, kan jy nooit by Jesus uitkom nie. Dit herinner my selfs aan die koperslang daar in die volk Israel. Jy sien wat het gebeur. Die slange het die volk gepik. En toe is Moses na God toe dat hulle sterf. God sê, rig 'n koperslang op 'n paal op. En almal wat deur 'n slang gepik is, gaan kyk. Hou jou oog gefestig op daai koperslang. Kom ek gaan vandag vir jou sê, ons sit ook met 'n slang in hierdie wêreld. Wie is hy? Lucifer, weet jy hoeveel mense pik hy? Die antwoord is, man, gaan kyk na Jesus Christus, behold the Lamb. Amen. Hou jou oog gefestig op die Lam, Jesus Christus, en jy sal lewe. Word ons baie keer deur die bose slang gepik. Kom terug na die kruis toe. Sien Jesus Christus, die Lam van God, want die apostel Johannes die Doper, by geleentheid sê, daar is die Lam van God, en die sondes van die wêreld gaan weg. En wat moet jy doen? Hou jou oog gefestig op Jesus Christus. En jy sal lewe. Wat doen hy? Vat hom, ek glo na Jona toe. Wat het met Jona gebeur? Waarom dink jy is Jona aan die Bybel? En het gebeur met Jona wat moes gebeur? Dis 'n simboliek. Want dit wat met Jesus Christus sou gebeur. Want hy herinner aan Jona, wat 3 dae en 3 nagte in die buik van die vis was, soos aan die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die buik van die aarde wees. By hom opstaan. Is dit nie fantasties nie, my broers? Jesus het opgestaan uit die dode. Daai Sondagoggend, halleluja. Opgestaan uit die dode. Sien. Hoe maklik lyk 'n raaisel as ons die antwoord ken? Is dit nie so nie? Hoe eenvoudig word die skrif wanneer ons Christus daarin sien. Dis hoekom die Heilige Gees die oë van ons verstand moet belig en ons verstand moet open. Is hartseer as jy kyk na die Fariseërs, skrifgeleerdes, Sadduseërs en baie ander vandag, hoe mis hulle Jesus in die Ou Testament. Ou Testament is vol van Jesus. As ons maar net Jesus kan sien. Wie het Jesus gesien met die aanvanklike instelling van die Pasga? Wie het Jesus gesien toe die koperslang opgerig is in die woestyn? Wie het Jesus gesien toe Moses die rots geslaan het? Want wie is ons rots? Jesus Christus. Ons moet Jesus sien. Met die Here dat God se Heilige Gees ons sal help. Ons Christus sal sien. Want die getuienis van Jesus is die gees van profesie. Sê die Bybel. Ek vat hier nou Openbaring 19 vers 10.
En ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid, maar hy het vir my gesê, moenie, ek is 'n medediensknegt van jou en van jou broeders, wat die getuienis van wie het? Wat die getuienis van Jesus het, aanbid God, want die getuienis van Jesus is die gees van profesie. Halleluja! Daarom sal ek van Jesus getuig, want ek het die gees van profesie. As jy van Jesus getuig in hierdie wêreld, is dit die gees van profesie. Ek dank die Here. Halleluja. Wat is Openbaring 12:11? Hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die getuienis. Wanneer jy getuig van Jesus, is dit die gees van profesie, jy profeteer eintlik. Amen. Daai profesie is die lig in hierdie wêreld met Jesus. Ek bid die Here vir hierdie gees in die kerk om te getuig van Jesus Christus. Dit was sê die gees en die doel van profesie is om wat te doen? Om van Jesus te getuig. Dis hoekom dit belangrik is dat ek en jy student moet wees van die profetiese woord. Want as jy nie 'n student is van die profetiese woord nie, ek het laasweek gesê, en jy verstaan nie die profetiese woord wat nog in vervulling moet kom met betrekking tot Jesus, jy gaan nie gereed wees vir sy koms nie. Jy gaan aan kant gevang. En dan die Here, al die egte koninkryk bediening in Christus. Is studente van die profetiese woord. Halleluja, ek glo dit. Het ons gesien, al ten minste 25 profesieë met betrekking tot Jesus se verraad, sy veroordeling, sy dood, sy begrafnis en selfs sy opstanding. Dit is nou nog meer as ons sy opstanding wat insluit, wat presies gebeur het. Fantasties, ook 109 voorstellings in die Ou Testament wat gemaak is met betrekking tot Jesus se feeswording. Alle profesieë wat in vervulling gekom het toe Christus fees geword het. En onder ons kom woon, halleluja. Daar's 'n ander gees in hierdie wêreld, dit is die gees van die anti-kris. Kom ons kyk wat getuig hulle. Die apostel Johannes kom en sê een ding. Wat is die gees van die anti-kris? Hoe erken jy die gees van die anti-kris? Bybel sê dit. As jy bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, dan het jy die gees van profesie. Halleluja. As jy nie bely dat Christus in die vlees gekom het, is jy die gees van die anti-kris. Die Bybel sê. En jy die gees van die anti-kris opereer nie in die wêreld nie, jy doen. En nou wil ek verder vat, my broers en susters. Daar is 845 aanhalings uit die Ou Testament wat in die Nuwe Testament gemaak word. Die Nuwe Testament verwys na 854 aanhalings van die Ou Testament. Die Nuwe Testament. So kom die hele skrif is nuttig tot leer. Nie minder as 330 hiervan verwys na Jesus Christus. Die Ou Testament. Hoe kan ons Jesus nie sien in die Ou Testament nie? Hoe is dit dat mense dit nie sien nie? Jesus Christus is vol in die Ou Testament, maar daai is nog profetiese woord van die Jesus wat vervulling gekom het in die Nuwe Testament. 119 hoe hy vlees geword het van hierdie profesie van daai 330 het in vervulling gebeur. Luister, die enigste boeke van die Ou Testament wat nie in die Nuwe Testament aangehaal word nie, is Rut, Esra, Nehemia, die liedere van Salomo en Obadja. Net daai boeke. Dis net hulle wat nie verwysings het van die Ou Testament. Al die ander boeke in die Ou Testament, daar's in die Nuwe Testament het aanhalings van dinge en profetiese woord en goeders wat gebeur het. Net daai 5 boeke in die Ou Testament is daar nie verwysings van die Nuwe Testament na die Ou Testament. Sien, waar leef ek en u vandag, my broers? Jy sien, want 2/3 van die Bybel bevat profetiese inhoud. Is nie direk profesie nie, so 1/3 van die Bybel is letterlik profesie. Maar 2/3 bevat sekere aspekte van profesie of die vervulling daarvan as aspekte. 2/3. Daarom is die profetiese inhoud van die Bybel baie belangrik vir ons. Jy sien, wat ek en u sit vandag hier, en raai wat is besig om vandag te gebeur terwyl ek en u hier sit. Profetiese woord van die Ou Testament is besig om vervulling te kry. Nou, is ons studente van die profesie, verstaan ons wat gebeur, hè?
kan ons hierdie goeders verbind wat in die wêreld gebeur in terme van profetiese woord wat in vervulling tree. Luister, as profetiese woord wat in vervulling gaan kom, nog wat in die toekoms lê. Dis groot gebeurtenisse wat in hierdie wêreld gaan plaasvind, my broers en susters, skokkend, maar baie mense is wat nie is bewus. Dan kom mense en praat hulle van dinge wat gaan gebeur in 2088 en 2089 en so voort. Wat? Ek gaan my nie kry. Ek wil nie nie. As jy toe vir my hart en kom ek vandag vir u sê, as jy 'n student is van profesie, gaan jy verstaan en naby is die ware wegvoering van die brein van Jesus. My vraag is jy gereed? En dis die vraag, my broer en suster. Ek sal alles ons herder. Alles in my vermoë wat ek het om hierdie gemeente voor te berei vir die ware wegvoering van die ware brein van Jesus. Asseblief sodat die een wanneer het plaasgevind het, Sondag nie kom om die meeste te doen. Asseblief nie, ne? Ek weet nie gaan die lees nie, ek hoop nie dit. Ek vra en ek plek by jou, ek moet eers sissie. Die oproep in die woord van God vir die kerk is, maak seker, julle is gereed. Hoeveel gelykenisse het Jesus nie gegee om vir die kerk te sê, jy moet gereed wees, kerk. Nie omkant gevang word nie, by die Here. Dat jou streng sal wees vir die profetiese woord, luister, Willem, wat moet ek doen? Hoe weet ek wat moet ek doen om gereed te wees? Maar gaan kyk, lees ek hierdie boekie. In die boekie. Ek het 7 dinge in die boekie, waar die woord van God in die konteks van Christus se wederkoms, waar die woord van die Here sê, wat moet ons doen om gereed te wees? Wat sê Lukas 21 vers 36, kernskrifgie. Waak en bid altyd weer, wie doen dit? Goddeloos is, ateïste. Waak en bid altyd weer, sodat jy waardig geag kan word, om hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die seun van die mens kan staan. Ek hoop jy waak en bid, my broertjie. Dis een van die 7 dinge wat jy moet doen. Jy weet wat is die ander 6, wat die boekie lees op. Ja, die boekie een keer lees nie. Ek het die boekie self geskryf en ek het hom al seker 15-20 keer oorgelees. Elke keer as ek gebless. Sien, ek roem nie in Willem nie, ek roem in die Heilige Gees. As ek die boekie lees, dan weet ek is nie ek nie. Ek roem in niks in die boekie nie, ek gee God al die eer. Want is die evangelie van die koninkryk van God, die 3 mees belangrikste inligting wat jy in jou lewe kan ontvang. As mense maar net hulle wil kom aan. Dis die challenge wat ek en nie het. Dank die Here, broer en suster, vir die waarheid van die evangelie. Daarom sal ek aanhou preek. My prediking sal gaan met daai 3 dinge wat ek in die boekie het. My hart is dat elkeen van julle gereed sal wees vir Jesus kom. As syne gaan plaas, wat 1 Tessalonisense 4 van praat, 1 Korintiërs 15. Halleluja, fantasties is dit nie, broer en suster. As ons geharpat sou word en so oppar wat ons betaal. Halleluja! Prys die Here. Amen. Hoe fantasties gaan dit wees as ons op Sondagoggend hier sit in daai baseinplaas. Halleluja. Skielik is hier niemand nie. Wie wil nie wees? Jy wil nie wees nie, my broers. Gaan raak 'n student van die profetiese woorde in Openbaring. As jy dit ken, gaan jy alles in jou vermoë doen om nie hier te wees. Ek vandag vir julle sê. Die Bybel, wanneer hy praat van die 7-jarige verdrukking, sê daar was in hierdie wêreld nog nooit so iets nie. Daar sal nooit weer so iets wees. Dis pragtig. By die Here wat die kerk studente gaan word van die profetiese woord. Want hierdie Bybel het ek vir julle bewys, my broer en suster, in die laaste preek. Dat is die woord van God en God lieg. Amen. As soveel profeseë alreeds in vervulling getree. Laat dit 1 uit miljarde kans was dat dit sou gebeur en dit het net so gebeur. Hoekom sal die res nie vervulling kom? Dank die Here vir die woord van God. Halleluja. Die woord van die Here is die lamp van ons voet, is die lig op ons pad. Jesus Christus is die woord wat vlees geword het en in ons kom leef. Jy sien in die Ou Testament, wat het die Jode wanneer hulle daar na die muur toe gaan? Hulle het teflon en phylacteries. Ken jy die phylacteries en die teflon? Om hulle te herinner aan God. Hulle het
leerkussie gehad wat in die voorhoof was, in die linkerarm, leerkussie met skrifte van die Torah. As hulle daar voor die muur gaan staan, dan moes hulle die leerkussie aansit met die Torah, om hulle te herinner aan die woord van God. Wat ek hier, die woord is waar geskryf. Loop daar vir my. Ons het nie meer die phylacteries en die tefillin nodig nie. Halleluja. Want ons sit met 'n Nuwe Testamentiese Torah wat geskryf is in jou hart. Die evangelie van die koninkryk van God. Halleluja. En dis hoekom wanneer ek 'n verbondsmaal gebruik, dan sê ek, Here, ek dank U vir die vlees, Here. En vlees herinner my aan die Nuwe Testamentiese Torah. Wat in my hart geskryf is, Here. Want is Christus nie die woord nie? Wat vlees geword het? Dan sê ek, Vader, dankie vir die Nuwe Testamentiese tefillin en phylacteries. Daai vlees verteenwoordig Christus by die woord is, Here. Want Hebreërs 7 sê, nuwe hoëpriester, nuwe wette. Halleluja. Ek dank die Here met my suster. God se woord. Is jy lief vir die woord? Ek is lief vir die Bybel. Ja. Daai woord van God, my passie om die waarheid te bestudeer en die waarheid te gee van die evangelie. Ek bid die Here vir waarheid. Wat maak mense vlug?